So jy kan jou Bybel dan oopmaak by 2 Timoteus hoofstuk 4, hoofstuk 3, 2 Timoteus 3, van vers 14 af. Jy sien dit daar op die skerm, vers 14 tot 17, 2 Timoteus 3. En vandag gaan ek nou klaarmaak met hierdie kort reeksie wat ek oor Paastyd gepreek het, die 5 solas. Vanaand gaan ek afsluit met Soli Deo Gloria, eer aan God alleen. Sola is maar 'n Latynse woord, wat beteken alleen of slegs. So, sola scriptura in Latyn, die skrif alleen. Kom ons gaan na die Here in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom na U woord, dit waarvan ons nou gesing het, die heilige woord van God. En ons bid dat U asseblief ons hart sal ontvanklik maak. Ons moet verstaan, Here. Ons moet nie net hoor nie. Ons moet verstaan, want hoe kan ons doen as ons nie verstaan nie? So gee ons die genade, gee ons die insig, gee ons 'n oor wat oop is. Daar's baie wat gebeur. Vir party is daar beproewings, vir party is daar bietjie spanning en angs en onsekerheid oor nou wat van môre nou by die werk of skool of universiteit. En al die dinge wat in ons kop kan maal, of dinge waar ons opgewonde is, en dit kan ons gedagte wegvat van die Bybel. Bid dat die Heilige Gees ons aandag sal spits, vestig, fokus op die woord en op Jesus Christus, tot heerlikheid van die Vader. Bid dit in Jesus naam. Amen. So in die nie middeleeue nie, net na die middeleeue, so aan die einde daarvan, toe die hervorming aanbreek in die 1500s, eintlik aan die einde van die 1400s al, maar toe in die 1500s nou, toe die hervormers teen die Rooms-Katolieke Kerk opgestaan. En dit het ek nou in elke een van hierdie preke omtrent vir jou gesê, dat jy weet waarvandaan kom hierdie goed. Want die Katolieke het byvoorbeeld op hierdie punt, die skrif alleen het die Katolieke gesê, nee, dit is nie die skrif alleen nie, want die paus se woord, wat hy sê is wet, en die paus kan nie verkeerd wees nie. Maar die paus het mekaar so weerspreek deur die geskiedenis, en Martin Luther het hulle daaroor aangevat, en toe sê hulle, daai dronk Duitse monnik, drunken German monk, nie dat hy 'n drunken German monk was nie, maar, so, die hervormers het opgestaan daarteen, en gesê, dis nie die kerkse tradisies, of die skrif plus die kerkse tradisies nie, of die skrif plus wat die paus sê nie, dis die skrif alleen, wat ons gesag is as Christene en waarvolgens ons moet lewe. Nou, die hervormers het nie tradisie heeltemal by die venster uitgegooi nie. Hulle het nie gesê enige tradisie is sleg nie. Maar daar is sekere dinge, julle weet van gemeentes wat byvoorbeeld, hulle sal elke jaar op Paas-Sondag, sal hulle 'n sonsopkomsdiens hou. Nee, dis nie 'n slegte tradisie om te hê nie. Die probleem wat die hervormers gehad het, Martin Luther en die res, hulle het gesê, die fout is as jy jou tradisie bo die Bybel kom stel, of as jy tradisies bring wat teen die Bybel is. En Jesus het dit al aangespreek. Hy het al daaroor gepraat met die Fariseërs, hy het gesê, julle lê laste op mense, wat jy lig nie eens 'n vinger om my uit te help nie, maar dis goed dat jy op mense se gewete plaas, wat God nie op hulle geplaas het nie. Kom nie uit God se woord nie. Of wat Jesus die Fariseërs op 'n tyd aanvat, die disippels het nie hulle hande gewas voor hulle eet nie. Nou ons weet elke ma sê vir hulle kleinkinders, was julle hande, ons gaan eet. Hey, mamma sê julle moet julle hande was. Nee, dan hardloop die boetie en sê vir die 2 sissies, want ons gaan eet. So dis nie sleg om jou hande te was nie, is higiënies, ons verstaan dit. Die probleem is, hulle het gesê, God is kwaad vir jou as jy nie jou hande was voor jy eet nie. En nou is jy nie geestelik nie, en ek's meer geestelik as jy, en ek's nou meer geestelik rein, want ek was my hande. En Jesus sê, waar sê die woord dit? En dan vat Jesus hulle aan, hy sê, julle is skynheilig. Julle het julle eie tradisies bo God se woord begin stel. Nou gooi julle God se woord uit, maar ons moet by hierdie tradisies hou. So 'n voorbeeld daarvan was, wat die Katolieke Kerk, en dis nie die Katolieke nie, ek weet, party protestante kerke doen dit vandag, en dis okay as jy dit wil doen, moet net nie dit op ander wil afdwing nie, en dis lent. Wanneer hulle sê, rondom die Paastyd vir 40 dae, dan het ons 'n spesiale tyd, en jy sny nou iets uit, of dit nou koffie is of wat ook al, maar daar die Katolieke Kerk gesê, het gesê, jy mag nie vleis eet in daai tyd nie. Waar sê die Bybel dit? En waar sê die Bybel jy moet lent vier? Dit sê nêrens dit nie.
So dit was die kwessie gewees wat die hervormers gedryf het, om te sê, ons glo die Bybel alleen. Die skrif alleen is ons gesag. Nou kom ek lees dit hier in 2 Timoteus hoofstuk 3, vers 14 tot 17. Maar bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur geloof in Christus Jesus. Elke skrifdeel, daai behoort te wees elke skrif, ek gaan dit net nou verduidelik, is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. So, as ons nou praat van die Bybel, en die skrif alleen, dan sê ons nommer 1, die Bybel is genoeg vir redding. En dit het ek nou gelees in vers 14 en 15. So Paulus, hy waarsku Timoteus hier, as jy die begin van die hoofstuk sou lees, sal jy sien, allerlei sondes, in die laaste dae gaan dit sleg wees, en mense gaan vir hulle self lief wees, en nie vir God lief wees nie, en hulle gaan vir plesier lief wees, en nie vir God lief wees nie, hulle gaan vir geld lief wees, en nie vir God lief wees nie, en al die sondes wat hy daar noem. So Paulus waarsku Timoteus, dan gaan daar ouens kom, hulle sê hulle ken God, en hulle is altyd besig om te studeer, om te sê, maar ons moet die waarheid ontdek, maar hulle het nie die krag van God om te verander nie, om sonde dood te maak en gehoorsaam te lewe. En dan gee hy voorbeelde van vals ouens in Moses se tyd, want hy het daai twee towenaars, nee, wat altyd hulle het Moses probeer teëgaan. As Moses 'n wonderwerk doen, dan doen hulle ook een. Dit is eintlik snaaks, nee. Want as hulle ons nou regtig die wonderwerk kom doen, hoekom keer hulle dit nie om nie? Hulle maak Farao se probleme vir hom erger. Ons maak meer paddas. En dan kom hy in vers 13. Net die versie voor ons teks vandag. En dan sê hy moet pas op, as ouens wat ander gaan mislei en hulle self word bedrieg. Hulle kom nie eens agter, hulle bedrieg hulle self. En Paulus sê nou in vers 14, Timoteus, die enigste manier dat jy teen hierdie verkeerde leefstyl gaan staan, die enigste manier dat jy gaan vasstaan in 'n wêreld waar almal goddeloos is. En is net, jy weet, is amper of ons vier dit en ons maak dit wet. Die regering sê dis nou wet in ons land. En die enigste manier dat jy gaan waak dat jy nie mislei word of ander mense mislei nie is, wat sê vers 14, dit is die enigste manier. Jy bly by wat jy geleer het, Timoteus. Jy bly by hierdie skrif. Jy staan daarin. Jy volhard in dit wat jy geleer het, sê vers 14, jy bly daarin waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. Jy moet onthou by wie jy geleer het. Hy gaan aan en dan sê hy, van kleins af ken jy dit. Waar Timoteus het geleer? Jy het by jou ouma geleer. Jy het dit by jou ma geleer. Ons gaan dit nou net vir jou die teks wys. En jy het by my geleer, Timoteus. So staan vas in daai goed. Enige iemand van ons wat hier is vandag, of wat aanlyn kyk, of later 'n opname kyk hiervan, of luister, as jy vers 14 gaan afskeep, as jy nie gaan bly in die skrif nie, dan, ek waarborg jou, vers 13 sal met jou gebeur. Jy sal mislei word, en jy sal selfs ander mense mislei. Petrus praat ook hiervan in 2 Petrus 3 vers 17 en 18. Hy sê jy moet, vers 17, as jy nie wil soos daai vals leraars wees en deur hulle gevang word nie, moet jy vers 18 doen, jy moet toeneem of jy moet groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. En dis veral belangrik vir ons ouderlinge. Dis veral belangrik vir leiers, geestelike leiers in hierdie gemeente. Dis veral belangrik vir die ouens wat gaan preek in hierdie gemeente, die leuke predikers. Jy moet oppas, jy moet waak, jy moet hoofstuk 2 vers 15 doen, waar Paulus vir Timoteus sê, dat jy jou beste moet doen. En hard werk, nee, jou beste moet doen. Lê jy daarop toe of let hierop dat jy hard werk om jouself voor God te stel as iemand wat beproef is wat die woord van die waarheid regsny. Jy moet 1 Timoteus 4 vers 13 doen. Totdat ek kom, moet jy jouself wy aan voorlesing, prediking en lering. Jy moet 1 Timoteus 4 vers 16 doen. Let op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, wanneer dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor. Ek kan ons nie hier staan op 'n Sondag of enige ander prediker hier en ons sê vir mense, Joshua, ons het gisteraan daarvan gepraat. Nee, Romeine 2 wat sê, jy wat vir 'n ander sê, moenie steel nie, steel jy.
dat ons let op ons lewe en ons leer, in daai orde. Eers jou lewe en dan jou leer, dat ek seker maak, nie net ek verkondig die woord reg nie, maar ek leef dit voor mense. Ons moet soos Esdra 7 vers 10, Esdra het homself heel hartig daarop toegelê om die wet van die Here te bestudeer, om dit te gehoorsaam en om sy reëls en verordeninge vir Israel te leer. Ons moet 1 Korintiërs 4 vers 6 doen, moenie verder gaan as wat geskryf staan nie. Dat ons nou ekstra goed vir mense bring, wat nie in die woord staan nie. En selfs vir die meeste van julle wat hier sit, wat nie preek nie, wat nie in die kansel gaan staan nie, jy het nog steeds 'n verantwoordelikheid, om dit wat jy hoor op 'n Sondag te meet, is dit in die teks. Handelinge 17 vers 11, waar die Jode in Berea edelmoediger was as die in Thessalonika, en hulle het elke dag die skrifte ondersoek, om te kyk, is dit wat Paulus sê so? En dis jou plig ook, om te kyk, is dit wat hier gepreek word? Wie ook al preek, ek gee nie of John MacArthur die preek nie. Wie ook al preek, is dit wat gesê word so? En nie sê wel, jy studeer, dit moet seker waar wees nie. En dan as dit uit die skrif uitkom, moet jy dit glo. Hy sê in vers 14, hy sê dit waarvan jy oortuig is. Party van julle vertaling sê, dit wat jy geglo het, Timoteus. Jy glo dit, dis nie net jy hoor goed nie. As dit in die skrif staan, glo jy wat dit sê is waar. En jy aanvaar dit nie as die woord van mense nie, maar vir dit wat dit regtig is, die woord van God, wat in julle as gelowiges werk. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Die Here het oor en oor in die geskiedenis het die Here gewys, dat sy woord is 'n kragtige woord wat mense se lewens verander deur die werking van die Heilige Gees. Ek kan julle 'n voorbeeld noem. Toe ek 'n kind was, ek het julle al hierdie vertel, daar was in ons gemeente van 60 lidmate omtrent, was daar 10 nasionaliteite. En die rede was, die Universiteit van Wenda is nie baie ver weg gewees nie. En daar's 'n tannie in ons gemeente wat daar gewerk het, en dan nooi sy al die kollegas met kom. En nou kom die kommuniste kom daarin. Hier's mense van Bulgarië, mense van Rusland wat soontoe kom. En die een Bulgaarse vrou, sy's al die invloed van kommunisme wat sy gehad het deur haar lewe, nou is sy in haar laaste jaar van voorbereiding om 'n mediese dokter te wees. En ons predikant gaan deel die evangelie met haar. Hy's in die huis en hy deel die goeie nuus en sy glo net nie. En hy's weer en weer daar, later is hy moedeloos. En hy sê, man, hy weet nie wat om te doen nie. Hy praat oor en oor met hierdie vrou oor die evangelie. Maar sy is elke Sondag by die kerk, sy en haar ma, met haar klein seentjie. En sy glo net nie die evangelie. En in moedeloosheid bel hy toe vir Wyle Martin Holt. En hy sê, Martin, ek weet nie wat om te doen nie. Ek praat met hierdie vrou en met hulle en daar's net niks nie. En Martin sê te Johan, met kommuniste begin jy nie by die evangelie nie. Jy begin by die gesag van die woord. Hy doen dit, binne 2 weke kom sy tot bekering. Toe hy vir haar wys, hierdie Bybel is die woord van God. Jy sien, die woord deur die Gees wat mense se lewens verander. 'n Kragtige woord, lewend en kragtig, sê Hebreërs hoofstuk 4 vir ons. En Timoteus kon dit sien. Hy sê vir hom, hy sê, jy moet onthou, jy weet by wie het jy hierdie geleer, jy ken dit van kleins af. Kom nou Timoteus, jy onthou jou ouma se lewe. Jy onthou jou ma se lewe. Kontrasteer dit bietjie met jou pa se lewe. Want in Handelinge 16 vers 1 lees ons, sy pa was nie 'n gelowige nie, hy was 'n Griek. Sy ma was 'n Jood, maar sy was 'n Christen. Sy het tot bekering gekom. Sy ouma was 'n Christen, hoofstuk 1 vers 5. Lois en Eunice, gaan lees daarvan. En dan Paulus self wat sê, Timoteus, jy's my kind in die geloof, hoofstuk 1 vers 2. So jy het my eie lewe gesien. Hoofstuk 3 eintlik, ek het hier nie eers in my notas, ek vergeet hiervan, maar gaan kyk in hoofstuk 3 vers 10. Hy sê, jy het my lewe gesien, Timoteus. Jy het my lewenswandel nagevolg. So onthou dit. Jy kan ons sien die verskil tussen jou pa se lewe en my lewe en jou ma en jou ouma. Ons wat die Here dien en hy wat nie die Here dien. Jy het mos gesien die effek wat die woord van die Here in ons lewe het. Die woord van God, die Bybel. So volg dit, sien dit raak. Ek weet nie of jy sulke mense ken nie. Ken jy mense wie se lewe getransformeer is, radikaal verander het, vandat hulle dieper en meer in die skrifte begin delf het, vandat hulle gesit het onder 'n bediening waar hulle die woord van God begin hoor het. Jy sien die verandering in sulke mense se lewens. Ek kan jou 'n voorbeeld daarvan gee wat Martin Holt ons geleer het. Eendag in ons klas, ek was 'n 4-jaar student, toe vertel hy ons van hierdie predikant. Hy sê, daai ou hy het besluit hy gaan meer in die woord tyd begin spandeer. Nou, as leraar, hy is altyd in die woord vir voorbereiding en hy het sy stilte tyd, maar toe wat hy doen,
Toe begin hy 40 hoofstukke per dag in die Bybel lees. Dit was nie lank nie, dit was 'n kwessie van 'n paar maande. Die hele gemeente het besef iets het gebeur hierso. En die mense het begin groei, en die gemeente het begin groei. Die effek van die woord van God in mense se lewens weer eens. Nee, dit kan nie anders nie, as jy die woord so gaan bestudeer, jy lees dit, jy hoor dit, jy gehoorsaam dit, jy oordink dit. Dit moet 'n indruk maak. En veral as jy dit bidend doen, en jy roep die Here aan, wys my, open my oë, wys my die wonders uit u woord. Nou ek weet, daar kan iemand wees wat skepties is nou vandag, en sê, ja, maar ek weet van mense wat die Bybel bestudeer, en hulle is regtig Bybelstudente, en hulle lewe het niks verander nie. Hulle selfs ongelowiges van jy kry ateïste wat die Bybel beter ken as enig van ons. So wat van hulle, wat van liberale ouens wat die helfte van die Bybel verwerp? Al die wonderwerke gooi hulle weg en sê dit het nie gebeur nie. En dit het hulle lewe nie verander nie. Wel, dit beteken nie die Bybel is vals nie. Die feit dat dit nie vir hulle verander het nie, dit beteken hulle is blind. Hulle is blind in hulle sonde, en tot die Gees hulle oë nie oopmaak, hulle blind bly. Die Here moet blinde oë open. Dis hoekom hy sê in vers 14, nie net dit wat jy geleer het nie, Timoteus, gehoor het nie, maar dit wat jy geglo het. Ja, is die kwessie. Dit wat jy geglo het, Timoteus. Dit waarvan jy vas oortuig is. 2 Korintiërs 3 vers 14 tot 18 sê die Jode, elke Saterdag kom hulle in hulle sinagogetjie bymekaar, en daar word dit vir hulle voorgelees, die boeke van Moses. En hulle kan nie Jesus daarin sien nie. Jesus self het dit vir hulle gesê, Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte, julle toets die skrifte, julle bestudeer dit, omdat julle dink, daarin het julle ewige lewe, en daai skrifte spreek van my, man, julle is blind, julle sien dit nie. En tot die Heilige Gees kom en hy open oë, sal mense dit nie sien. So die probleem lê nie by die Bybel nie, die probleem lê by die leser. By die een wat homself verhard het in sy sonde. So op daai punt kan ek maar net vra en sê, of 'n aanmoediging vir jou gee, die van julle wat klein kinders het, so is die van Rydus, is die te Langes, okay, van Tonners, daai mannetjie word daarom nou al groot, hy is nou nie meer klein nie, of oupas en oumas, die invloede wat julle kan hê, het ek iemand gewis hierso, met klein kinders. Maar om vir jou kinders presies dit te doen, om daai skrif by hulle in te skerp, daai skrif hulle te leer en dit bidend te doen, en die Here te vra, van jongs af. Jy wil nie daai hê wat skepties word, en ja, lees die Bybel, hier is 'n klomp foute, en ek glo nie dit nie, en dit kan nie waar wees nie, en hoekom is al swaar in die wêreld, as God 'n God van liefde, al daai tipe kwessies, nee, vers 15, hier is wat jy doen, van kleins af ken jy die Heilige Skrifte, jy drill dit in van kleins af, leer jy daai kinders die woord van God. Nou hulle kurrikulum in die laerskool gaan vir hulle sê, en in die hoërskool gaan vir hulle sê, nee, ons het 'n vak in ons skool, waar ons jou al die godsdienste leer, en jy as ouer moenie vir jou kind net Christendom indrul nie, die kind moet self besluit. Luister, dit is soveel indoktrinasie as waarvan hulle ons beskuldig. Om te sê, ja, maar jy indoktrineer jou kinders nou met die Bybel. Hulle doen presies dieselfde. Dis net 'n heidense wêreldbeskouing wat hulle het, wat sê, nee, pluralisme, nee, al die godsdienste is gelyk, en elkeen moet maar net kies watter pad gaan vir hom na die hemel toe lei. Dis ook indoktrinasie. Die Here sê in vers 15, drill die woord in. Van kleins af ken jy die Heilige Skrif. Deuteronomium hoofstuk 6, jy leer jou kinders. En die heel eerste manier dat jy dit leer, hoor o Israel, die Here jou God is 'n enige Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. So jy self wys dit in jou lewe, ek is lief vir hierdie God. Ek is lief vir my Skepper, ek is lief vir my Verlosser. En dan skerp jy dit by jou kinders in. Wanneer hulle opstaan, wanneer hulle gaan lê, as jy by die huis inkom, as jy op reis is. As jy by die stadspoorte inkom, elke plek, jy leer jou kinders die woord. Leer jou kinders die woord. As jy dit nie doen nie, ek waarborg jou, Psalm 78 sê dit, daai eerste 8 verse, hulle sal in absolute chaos en wanorde en immoraliteit verval. Want ons leer nie die woord van God vir hulle nie. Die Here verwag ons moet dit doen. Ons moet dit doen, soos iemand wat ek ken, ek en Deidre en ons kinders, dis nou vriende van vriende, maar as ons alles sien, ons kuier baie lekker saam. Daai ouers het daai kinders van so jonk af skrifte geleer. En jy weet hoe's 'n kind, nê? En kinders is so sponse. D.A. Carson, hy's 'n Kanadese teoloog. D.A. Carson sê sy dogter het agtergekom, maar hier's 2 volumes van rympies, gediggies. Jy weet nursery rhymes. Wat sy uit haar kop uit ken, tog hy, maar sy dit kan sy die Bybel leer ken. Toe begin hy so.
en hy lees vir haar die teks, en elke dag, sê nou maar 1 Korintiërs 13, die hoofstuk, en dan begin hy een woordjie uitlos, en moet sy dit invul. En so gaan hy sê, binne 4 maande, het sy 23 hoofstukke van die Bybel gememoriseer. 'n 4-jarige kind. So laat ons kinders leer, in die skrifte kry. En Kids Club. Kids Club. We teach you the Bible. Yeah, that's you. Okay, so we teach you the Bible. This is important. Dit is die woord vir die Kids Club. Bid vir ons. Want ons leer hierdie kinders, hierdie is nie enige ou boek nie. Kids, who wrote the Bible? Yes, holy men who were taught by the Holy Spirit. En ons leer vir die kinders hierdie, ons drill dit by hulle in. Dat hierdie boek is uniek, is heilig. Kyk wat sê vers 15. Die heilige skrifte. Heilig beteken is een van 'n soort. Dis uniek. Dis spesiaal. Dis anders as enige ander boek. Wat maak die Bybel uniek? Hoekom is dit anders as die boek wat jy in 'n P&A kan koop of in Koen Boeke kan koop of selfs 'n Christelike boek? Die Bybel is anders want daar is geen valsheid in nie. Psalm 119 vers 96. Ek het 'n einde aan alle volmaaktheid gesien, maar hier gebooie is baie breed. Daar kan nie grense daarvoor stel nie. Dis absoluut perfek. Gideon het vir ons gelees in vers 8 van Psalm 19. Die wet van die Here is volmaak. Dis so silwer wat 7 keer gelouter is, gesmelt is in 'n smeltoond, 'n smeltkroes in die aarde. 7 keer, suiwerder, tot dit perfek suiwer is. So is die woord van die Here, sê Psalm 12 vers 7. Vers 16 sê vir ons, is geïnspireer, is God se woord hierdie. En tog, al sê ons nou, daar's nie 'n enkele teenstelling nie, en enige teenstelling wat jy vind in die Bybel, daar's 'n antwoord vir elke sogenaamde teenstelling. Maar die hoofdoel van die Bybel is nie om vrae te antwoord oor wetenskap en oor geskiedenis en oor argeologie en geografie. Die hoofdoel van die Bybel is vers 15. En vers 16 later, maar vers 15 vir nou, tweede deel. Jy ken nie die skrif wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur geloof in Jesus Christus. So Timoteus, van kleins af leer hy die boodskap en die Bybel leer hom, die skrif leer hom, hoe hy gered kan word deur geloof in Jesus. Wat is die skrif wat hy geleer het? Hy het nog nie die Nuwe Testament gehad nie. Miskien hier ietsie en daar en van Paulus se briewe, maar hy het nie die hele ding gehad nie. Daai skrif waarvan hy praat, Paulus of Timoteus kon uit die Ou Testament leer hoe hy gered kan word. Hy kon uit die Ou Testament van Jesus se kruisdood leer. Jesaja 53. Vir ons sonde is hy verbrysel en vir ons oortredinge is hy deurboor. Of oortredinge verbrysel en sonde is hy deurboor. Ons ongeregtighede. Hy kon dit daar sien. Hy kon daar sien jy word gered deur geloof, nie deur werke nie. Want Abraham is geregverdig deur die geloof. Hy kon daar sien, die Messias wat gaan kom, hy sal sterf, maar hy sal weer opstaan. Sy liggaam sal nie ontbind nie. Sy liggaam sal nie verrotting sien nie, sê Psalm 16. Maar God wys hom die weë van die lewe. So daar het hy verstaan, verlossing in die Here Jesus Christus. Nou kom ons in die Nuwe Testament, nou het jy 'n volledige prentjie. Nou verstaan jy wie is hy verlosser. Jy weet is Jesus. Nee, nou Timoteus het dit geweet, want Paulus het hom nou alles van Christus vertel en so aan. Maar ons weet nou meer as wat Moses geweet het. Ons weet Christus is vir ons sondes gekruisig, is begrawe, het opgestaan op die 3de dag. Ons weet nou, as ons die Nuwe Testament lees, dat Jesus is hierdie Christus, Jesus is hierdie Messias, Jesus is hierdie gesalfde een, hierdie koning, hierdie spesiale een, hierdie knegt van God, wat God is en mens is. Daar's nie redding sonder die Bybel nie. Jy kan nie tot bekering kom sonder die Bybel. Ek sê nie jy met 'n Bybel in jou hand hê en die Bybel moet oop wees nie. Ek sê, jy kan nie tot bekering kom as jy nie die boodskap van hierdie boek hoor nie. Paulus sê dit, hierdie boek kan jou wys maak tot verlossing wat daar in Christus Jesus is deur die geloof. Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die gehoor, en dit wat ons hoor is die woord van Christus. So jy moet hierdie woord hoor om gered te word. Die evangelie, Christus is vir ons sondes gekruisig en hy is begrawe volgens die skrifte. Hy het op die 3de dag opgestaan volgens die skrifte. 1 Korintiërs 15:3 en 4. Volgens die skrifte. 1 Petrus hoofstuk 1 sê vir ons is wedergebore nie uit verganklike saad nie. Dit praat nou van saad soos 'n man en vrou se saad wat by mekaar kom en 'n baba
Jy weet, die embrio en groei en die baba word gebore. Nou is daar 'n geestelike saad. Ons is wedergebore nie uit verganklike saad nie, menslike saad, maar deur die onverganklike saad van die woord van God. Blomme verwelk, dit verlep, gras verdor, maar die woord van die Here hou stand tot in ewigheid. En hierdie woord aan julle wat verkondig is aan julle is die goeie nuus, sê Petrus vir ons. Die ingeplante woord, sê Jakobus, wat in staat is om julle siele te red. Ons is voortgebring deur die woord van die waarheid, sê Jakobus 1, vers 18. Ons moet hierdie woord hoor. Nou, iemand gaan nou vir my sê, maar ek het dan 'n DVD gesien, ek het of 'n ding aanlyn gekyk van moslems, en in hierdie vervolgde land, en Bybels kan nie daar inkom nie, en daar is nie Christene daar nie, en toe die moslem 'n droom gehad, en toe sien die moslem in die droom, sien hy of sy vir Jesus, en toe kom hulle tot bekering. Ja, maar hy het nie wakker geword na die droom, en toe sy 'n Christen nie. Miskien het Jesus in 'n droom, het hy nou 'n droom gehad van Jesus, of 'n droom gehad van 'n Bybel, of iets in daai, maar ergens toe hy wakker word, toe lei die Here hom na 'n Christen toe, of hy stuur 'n Christen oor sy pad, of hy kry ergens 'n traktaatjie in die hande, of sien iets aanlyn, of jy moet die evangelie hoor. Hoe sal hulle in hom glo as hulle nie gehoor het nie, sê Romeine. Hoe sal hulle hoor sonder een wat preek, en so aan en so voort. Soos hulle preek, hulle nie gestuur is nie, want hoe lieflik op die berge klink die voetstappe van die wat die evangelie van die goeie nuus of die goeie nuus verkondig. Nou jy kan hier sit vandag en jy sê, maar ek is skepties oor wat jy sê. Ek is skepties oor die Bybelse aansprake oor homself. Die Bybel praat van homself en sê, hierdie is die woord van God. Ek is skepties oor die Bybelse aanspraak oor Jesus. Dit wat die Bybel als oor Jesus leer. Ek wil jou uitdaag vanoggend. Baie mense wat skepties is, ja, maar die Bybel weerspreek homself. Ek het hierdie al meer as een keer ervaar, wanneer mense dit vir jou sê, ja, maar die Bybel het fout, die Bybel weerspreek homself, vra net vir hulle waar. Baie van die mense wat dit sê, die meerderheid van die mense wat dit sê, het nog nooit self daai goed gaan lees nie, hulle het net gehoor ergens, by 'n professor in die universiteit. Of, dalk het hulle vir jou 'n voorbeeld. Maak die teks oop, sê kom ons kyk daarna. Ek het dit gesien met iemand wat vir my gesê, daai en daai is 'n fout in die Bybel. Dit was in Genesis gewees met Noag en die vloed en die diere wat in die ark gegaan het. Toe sê ek hom, kom ons kyk. En dit is glad nie 'n fout nie. Jy lees net die verse met oop oë en noukeurig. En dit wat selfs moeilik is, raadpleeg 'n kommentaar. Daar's antwoorde vir elke sogenaamde teestelling, het ek net nou vir jou genoem. So as jy skepties is oor die Bybel, en dit wat die Bybel oor Jesus sê, wil ek jou uitdaag, gaan lees Johannes Evangelie. En wanneer jy dit lees, dan vra jy vir jouself net hierdie vraag. Here, help my om met 'n oop gemoed te kom, en jy kom met opregtheid. En as jy dit opreg doen, en jy doen dit met 'n oop gemoed, en jy sê, ek wil regtig weet, is hierdie waar of nie, en jy kom nie krities om te sê, ek kom met my vergrootglas, ek gaan nou bewys is verkeerd nie. Kom met 'n oop gemoed, is hierdie waar of is dit nie? Dan waarborg ek jou, die Here sal jou antwoord. En as hy jou nie antwoord nie, dan sal ek op hierdie einste plek staan, ek sal voor almal om verskoning vra, en ek sal God 'n leienaar noem, en ek sal sê die Bybel is vals, en ons sluit hierdie kerk, of ten minste as jy wil aangaan, gaan aan, ek sal loop. En ek waarborg jou, dit sal nie gebeur nie, want God sal wys, sy woord is waar. Tweedens, die Bybel is genoeg vir groei. En dit sien ons in vers 16, wat ek nou reeds gelees het. Nou as hy sê die hele skrif, hier sê dit nou elke skrifdeel, dit kan beteken miskien elke detail, of dit kan beteken elke kategorie in die skrif. Maar die punt wat ek wil maak is, as ons sê die hele skrif is deur God geïnspireer, dan is dit vir Timoteus, onthou hoofsaaklik die Ou Testament, want die Nuwe Testament is nog nie klaar geskryf nie. Maar daar's ander tekste wat wys, dit sluit die Nuwe Testament in. Byvoorbeeld, 1 Timoteus 5 vers 18, vers 17 sê Paulus vir Timoteus, hy praat oor ouderlinge. Dan sê hy, ouderlinge wat hard werk, is dubbele eerwaardig. Vir al die wat arbei, hulle werk hard in prediking en lering, want die skrif sê, of soos die skrif sê, nou gaan hy skrif aanhaal, wat haal hy aan? Deuteronomium 25 en Lukas 10. So Paulus sê, Lukas is skrif, Nuwe Testament is ook skrif, nie net Ou Testament.
2 Petrus, nog 'n voorbeeld, hoofstuk 3 vers 15 en 16. Petrus sê, weet jy, hy skryf net oor die wederkoms, en dan sê hy daar, party goed wat Paulus skryf is moeilik om te verstaan. Hy sê nie onmoontlik nie, hy sê moeilik. Paulus het van hierdie goed geskryf in sy briewe, en party goed wat hy sê, is moeilik om te staan, maar die onvaste en die valse ouens, hulle verdraai Paulus se briewe, soos hulle die ander skrifte verdraai. Paulus se briewe is dieselfde as ander skrifte. Paulus se briewe is skrif, is die woord van God. So daar het jy 'n voorbeeld weer. Nuwe Testament is skrif. Daar's een vertaling, die American Standard Version, wat vers 16 so vertaal. All inspired scripture is profitable. Of all scripture inspired by God. So asof some scripture is not inspired by God. Nee, dis 'n verkeerde vertaling. Dis verkeerd om dit so te sê. Korrekte vertaling is all scripture is inspired. As jy nou wil sê elke skrifdeel soos die 2020, dan verstaan ek dit om beteken die detail. So die geheel is God se woord, maar die detail ook. Elke deel daarvan. Psalm 119 vers 160. Die som of die Engels, die ESV sê, the sum of your word is truth. Die som totaal. And every one of your righteous rules endures forever. Elke liewe deel is God se woord. Nie net die groot prentjie nie, maar ook nie net die detail nie. Albei. Ek gee jou 2 voorbeelde weer. Jesus sê, die Sadduseërs wil hom nou mos aanvat. Want die Sadduseërs glo nie in lewe na die dood nie, en hulle glo nie in die opstanding van dooie mense nie, glo nie in engele nie, glo nie in geeste nie, en so aan. Hulle is die liberale teoloog van daai tyd. En nou vat hulle Jesus aan, want nou vertel hulle ons die storie van die man wat getrou het met een vrou, en toe is die man dood, en nou trou elke broer met haar, en elke broer gaan dood, en hulle het nie kinders nie, en sê hulle so, wat nou, wanneer die opstanding nou kom, Jesus, die opstanding, wat ons nie glo nie, wanneer dit gebeur, wie se vrou gaan sy wees? Jesus sê, julle probleem is, julle ken nie die skrif nie, julle ken nie die krag van God nie. Dis julle probleem. En dan onder andere haal hy 'n teks aan, want hulle glo net die eerste 5 boeke van die Ou Testament, hulle glo nie die res van die Ou Testament soos die Fariseërs nie. En dan vat Jesus 'n teks uit die eerste 5 boeke, uit Eksodus 3, dan sê hy, daai teks wys vir jou, daar's lewe na hierdie dood. Dan sê hy, God het vir Moses gesê in die brandende bos, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, nie ek was nie. Ek is, hulle lewe nog steeds. Nou sien jy wat doen hy daar? Hy speel op een woordjie, is, nie was nie. Daar's nog so 'n voorbeeld, Galasiërs 3 vers 16. Paulus sê, die nageslag van Abraham wat sou kom, is nie Israel nie. Die groot vervulling van daai belofte kom in een persoon, en dan sê hy, dit sê nie nageslagte nie, meervoud, maar nageslag enkelvoud, dit dui op Christus. So selfs 'n enkelvoud en 'n meervoud maak saak. Kom ek vra jou gou 'n vraag, want ons het slim mense hier. En nou het jy goed op die internet gelees. Iemand het dit op WhatsApp vir jou aangestuur, 'n videoetjie, en nou is jy gerettel. Nou sê hulle, nee, julle protestante, julle met julle 66 boeke in die Bybel, daar's baie ander boeke wat julle uit die Bybel uitgelaat het. Ons noem dit die apokriewe. Nee, so daar's Ou Testament apokriewe, die Katolieke Kerk het dit in hulle Bybel, en hulle sê dis skrif. En dan is daar Nuwe Testament apokriewe, soos die Evangelie van Thomas, en Dan Brown het dit vir ons almal bekend gemaak vir die man op straat, want hy het sy boek The Da Vinci Code geskryf. Hy sê, ja, julle die regte evangelie is weggegooi, julle wil nie ons die waarheid oor Jesus vertel. Julle sê hierdie vals boeke wat julle ingesit het. So wat maak ons daarmee? Want dit sê ons nou, die hele skrif is geïnspireer. Wat is die hele skrif? Is dit daai boeke ook? En nou, die antwoord wat jy geleer is van kleins af, jy moet sê, nee, daai boeke moet nie in die Bybel wees nie. Sê hoe? Sê wie? So ek moet jou nou help om te weet wie. Dat ons weet, sê wie. Nou die apokriewe, die Ou Testament apokriewe, dis geskryf na die voltooiing van die Ou Testament, toe selfs 'n ongelowige, soos Josefus, hy sê Jood, maar hy sê nie Christen nie. Selfs hy het gesê, daar is nie meer profete na Maleagi nie. Die volgende profeet weet ons is Johannes die Doper gewees. En God het dit voorspel in Amos 8 vers 11. Hy het gesê, daar gaan 'n hongersnood kom. Nie 'n honger na brood en water nie, maar daarna om die woorde van die Here te hoor. Daar sal nie profete meer wees nie, want julle wou nie luister toe die profete kom nie. Uiteindelik kom Johannes die Doper, kondig Jesus se koms aan. Jesus kom, hy bring die goeie nuus en hulle maak hom dood. Soos hulle met al die ander profete gedoen het.
So daar is nie profete na Maleagi nie. Daar's geen ander boeke wat geskryf kon word waar profete sê, maar dit, so sê die Here. Hierdie is die woorde van die Here nie. En die apokriewe is na dit geskryf. Die Jode het dit nie aanvaar as skrif nie. Die vroeë kerkvaders het gesê, wel, jy kan dit lees vir interessantheid en geskiedenis, daar's foute in, dis nie die woord van God nie. Eers in 1546, toe die Rooms-Katolieke Kerk by die Konsilie van Trent, en dit was nou reaksie teen die hervormers gewees, toe het hulle gesê, nee, ons moet nou ergens hierdie dwalinge van ons kan verdedig, want hulle glo jy moet vir die dooies bid, en hulle glo jy moet deur Maria bid, en deur die saints, en deur die engele, Jesus is nie die enigste middelaar nie, en hulle kan dit, die skrif sê dit. En dan kom hulle met leringe, soos byvoorbeeld, jy word gered deur geloof plus jou werke. Nou, hoe gaan hulle dit verdedig uit die Bybel, want is nie daar nie? Die maklike oplossing is, sit ekstra boeke in die Bybel, wat het sê. En dis wat die apokriewe sê. En die word hierdie boeke by die Bybel gevoeg, en as jy sê dit is nie so nie, you are anathema. Jy is vervloek, as jy sê die boeke hoort nie in die Bybel nie. Hey, nog 'n vraag vir julle, die boek Henog, dis mos nou nie deel van die apokriewe nie. So die boek Henog sê men, nee, maar Henog moet in die Bybel wees, omdat Judas, nie Judas Iskariot nie, die boek Judas haal Henog aan, in vers 14 en 15, maar wat Judas nie sê nie is, so sê die Here, en dan haal hy die vers, hy sê nie dit nie, hy sê nie, die skrif sê, daar staan geskrywe. Paulus doen presies dieselfde, op 2 plekke, Handelinge 17 vers 28, Titus 1 vers 12. Dan sê Paulus, een van die Grieke se eie digter sê, een van die mense in Kreta, hulle eie digter sê dan, en dan haal hy dit aan. Paulus sê nie die skrif nie, hy gebruik dit ter illustrasie, Judas dieselfde, hier is 'n illustrasie, en hy sê, daai deeltjie wat ek nou sê, daai wat daai digter gesê het van die Grieke, of van die mense van Kreta, dis waar. Sê Paulus daardeur, ons moet sy hele geskrif nou as die Bybel aanvaar. Nee, hy het net 'n illustrasie gebruik van iets wat daar, dis soos as ek preek en ek sê, Charles Spurgeon het gesê, bedoel ek nou moet ons Spurgeon se boeke by die Bybel voeg. Dis nou ook die woord van God. Nee, ek gebruik 'n illustrasie, wat Paulus doen, en dis wat Judas doen. So ons voeg nie die boek hier nog by nie. Ok, Nuwe Testament, wat daarvan? Daar's 'n aantuiging teen Christene, veral teen die protestante. As 'n aantuiging, en dit kom, en dan word dit gesê, ja, maar die kerk het mos nou gekies watter boeke ons in die Bybel wil hê en watter nie. Die kerk het nooit gekies watter boeke in die Bybel moet wees nie. Die kerk het eenvoudig erken, dit wat die apostels geskryf het, dis God se woord. Hulle het eenvoudig erken, dit wat die apostels se helpers geskryf het, soos Lukas, hy was nie apostel nie, hy was 'n medewerker. Dit wat hulle medewerkers geskryf het, dit is akkuraat, dit is presies wat Jesus geleer het. So dis wat hulle gedoen het. Johannes 14 vers 26. Jesus het gesê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle herinner aan alles wat ek gespreek het. Hierdie helper, hierdie trooster. Hy gaan julle herinner aan Jesus se woorde. Sê Jesus nou vir die apostels, aan my woorde. Sê Jesus vir die apostels. Sodat julle daai woorde akkuraat neerskryf. En dan in Johannes hoofstuk 16 die vers 13 dieselfde, wanneer hy kom, Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar net wat hy hoor, dit sal hy spreek. So dit wat hy by Christus hoor, sy woorde, gee hy vir die apostels, hulle skryf dit reg neer. En ons het die regte woorde van Jesus, nie wat Da Vinci Code en almal anders vir jou gaan sê, ja, Jesus se woord, National Geographic, Jesus se woorde is verdraai, ons het nie meer die regte woorde van Jesus, dit is nonsens. Ons het die regte woorde van Jesus. Ek het 'n tydjie gelede, 'n paar weke gelede hieroor gepreek in die aanddiens, oor die Gees en die woord. Jy kan daarna gaan luister, ek gaan myself nie herhaal nie. So dit wat ons sê, die apostelse woorde, dit is die gesag van Christus. 1 Tessalonisense 4 vers 8. Iemand wat hierdie woorde verwerp, sê Paulus, dit wat ek skryf, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat sy Gees aan julle gee. En vers 15, ek skrywe aan julle deur 'n woord van die Here. 1 Korintiërs 14 vers 37 weer. Hy sê, hierdie is 'n bevel van die Here wat ek vir julle skryf. Dis nie my eie opinies nie, jy moet dit gehoorsaam. So kom nou by die evangelie van Thomas, dan sê ja, maar die evangelie van Thomas, dis eintlik die ware weergawe van Jesus. Nommer 1, dit is nie deur Thomas geskryf nie. Dit is 'n geskrif uit die 2de eeu na Christus. En, daar's valsleringe, blaatante valslering. So kom ek help die vroue. Want as ek nie hierdie sê en jy moet evangelie van Thomas, dan kan julle nou nie meer hierna toe kom nie.
In paragraaf 114, die evangelie van Thomas, sê Petrus vir Jesus, maar Jesus, wat van Maria? Dis nou Maria Magdalena, wat van haar? Vroue kan nie in die koninkryk ingaan nie. Sê Jesus, moenie bekommer nie Petrus, ek sal haar in 'n man verander, en dan kan sy die koninkryk ingaan. So gooi maar die evangelie van Thomas uit asseblief. Origenes, kerkvader, 200 na Christus, Eusebius, die geskiedkundige in die vroeë kerk, 300 na Christus, hy het gesê die kerk het daai boek verwerp as dwaallering. Daar is geen boek, buite die 66 boeke van die Ou en die Nuwe Testament, daar is geen boek wat geïnspireer is nie. Daar is geen boek wat ons sê, dit is ook die woord van God nie. Die Bybel is afgehandel. Ons praat van 'n geslote kanon. Kanon beteken maatstaf. Dis die maatstaf waarvolgens ons lewe. Dis 'n geslote boek. Nie in terme van geslote, ons kan dit nie verstaan nie, of ons mag dit nie lees nie. Geslote in die opsig, jy mag nie byvoeg nie, jy mag nie wegvat nie. Openbaring 22 vers 18 en 19. Nou sê mense, ja, maar dit praat net van Openbaring daai. Nee, Openbaring is die laaste boek. So dis om te sê, nou is die profesie van die skrif afgehandel. Hebreërs 1 vers 1. Lang gelede op baie plekke en baie tye het God met ons vaders gespreek deur die profete. Maar in hierdie laaste dae het hy met ons kom praat deur sy seun. En dit wat Jesus gespreek het, die apostels het dit gebring, dis opgeteken, dis op rekord, ons het dit. Kan nie byvoeg nie, kan nie wegvat nie. So selfs ons geloofsbelijdenis, ek gee nie om wat jou geloofsbelijdenis is. Jy kan vir my sê die Heidelbergse Katekismus, die Dordtse leerreëls, die Nederlandse geloofsbelijdenis, die 1689 Baptiste belijdenis, Westminster Confession, al die beleid, dalk jou eie gemeente se confession, eie gemeente se belijdenis. Jy kan nie daai voeg by die skrif voeg nie. Jy moet die skrif vat, dit moet die basis wees. En as die belijdenis verkeerd is, verander dit. Ek het gehoor 'n oom, dis 'n vriend van my, dis sy oom. Hy sê die oom het met 'n teologieprofessor gepraat. Toe sê die professor, maar die Nederlandse geloofsbelijdenis sê. Toe sê die oom, maar die Nederlandse geloofsbelijdenis is nie die Bybel nie. Die Bybel is ons finale gesag. En ek is nie teen belydenis nie, ek is pro belydenisse. Ons moet sê wat ons glo en verduidelik wat ons glo. Maar sorg daarom dis in lyn met die skrif. En as dit nie is nie, want dis nie geïnspireer deur die Gees daai belydenis nie, jy kan foute maak. Met die skrif is dit anders. Daar's geen valsheid in nie. Bring dit terug na die skrif. Bring dit terug na die skrif. Nou iemand kan nou miskien sê, ja, maar wat van 2 Tessalonisense 2 vers 15? Luister wat sê Paulus hier. En dis die Katolieke se groot teks, so kom hulle sê, maar ons moet tradisie ook glo, wat die kerk se tradisie sê. 2 Tessalonisense 2 vers 15. Daarom dan broers, wees standvastig, hou vas aan die oorlewerings. Oorlewerings, tradisie, Engels die ESV sê traditions, waarin julle onderrig is deur 'n woord of 'n brief van ons af. Hoofstuk 3 vers 6. Ons beveel julle in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle elke broer moet vir my wat hom onordelik gedra en nie optree volgens die oorlewering, tradisie wat hulle van ons ontvang het nie. Wat maak jy daarvan? Wel, dis nie moeilik om te antwoord nie. Daai Griekse woord daar wat vertaal word met tradisie, dit beteken mondelinge of skriftelike oorlewering. Die teks sê dit. Die teks sê dit wat julle deur 'n woord of 'n brief van ons ontvang het. Hoe het die apostels, hoe het Paulus dit wat hy by Christus geleer het en by ander van die ander apostels mee gesels het, hoe het Matteus daai goed neergeskryf? Hoe het Lukas die goed neergeskryf? Daar was mondelinge oorlewering. Hulle het gepraat, hulle het verduidelik en in daai kultuur, mondelinge oorlewering is baie streng. Daar's ouens wat check, jy sê die storie reg en hulle het dit gememoriseer. Ek het onlangs 'n boek gelees deur William Mounce, 'n Griekse fundie. En hy sê hy het 'n vriend wat die hele Bybel plus die hele Griekse Nuwe Testament gememoriseer het. Hy ken alles uit sy kop uit. Dis meer as 1 miljoen woorde, daai twee saam. En hy sê in daai kultuur was dit algemeen, hulle het so gememoriseer. So daai goed's mondeling oorgelewer. En wanneer hy sê julle moet daai goed hou, praat hy van daai leringe wat ons by Jesus gekry het. Ons het dit vir julle gesê. Ons het dit in briewe laat opteken en uiteindelik is dit saamgestel en ons het ons Nuwe Testament. So al wat dit sê is daai oorleweringe, dis die skrif. Dis wat dit is. Dis die Bybel wat uiteindelik op rekord gekom het. So dit praat nie van kerklike tradisies nie. 2 Petrus 3 vers 2 praat hiervan. Dit wat die apostels by die Here geleer het en dit wat die profete van geskryf het.
So jy kan heeltemal gerus wees vanoggend. Jy kan amper nou terugsit en sug. En sê, ja, ons het die regte Bybel. Ons het die regte Bybel. Dit is God se eie asem, nee. Daar waar hy sê geïnspireer in vers 16, die Griekse woord letterlik beteken, die hele skrif is deur God. Hey, boys, kids club, can you say that verse to the people? 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is breathed out by God and is profitable for teaching, for correction, for reproof and for training in righteousness, ja? Okay, so dis uitgeasem deur God. Net soos toe God uitasem in Adam se neusgate en hy lewe. Net soos toe God sy asem, Psalm 33 vers 6, en die hele leermag van die hemel het gestaan. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond hulle hele leermag, al die sterre en planete. En so kom hy nou en spreek sy woord en die Heilige Gees maak seker die woorde in jou Bybel. Die Heilige Gees maak seker dit wat die apostels en profete skryf. Ja, dis hulle eie styl en die woorde wat hulle neerskryf, maar die Gees maak seker dis presies God se woorde. Jesus het nie vir die apostels gesê nie, moenie bang wees, hulle gaan julle arresteer, julle gaan voor regters verskyn en voor goewerneurs en voor die keiser en wie ook al. Moenie bang wees wat julle in daai oomblik moet sê nie, want die Heilige Gees sal julle die woorde gee wat julle moet sê. En so het die Gees seker gemaak, hierdie is God se woorde. Geen profesie is 'n saak van eie uitlegging nie, maar die manne van ouds, daai profete het gespreek soos hulle deur die Heilige Gees voortgedryf is. Die Gees het hulle geïnspireer en die Gees het die woorde geïnspireer. Dit is seker te maak, die skrif is geïnspireer, sê die teks. Doen die Heilige Gees dit nog steeds? En so, ek is besig om 'n boek te skryf. Ek het gedink ek's klaar en toe krap iemand in my slaai en nou moet ek oorbegin. Maar nou skryf ek my boek. Is my woorde geïnspireer deur die Heilige Gees. Dis God se woorde elke een en daar's nie foute in nie. Nee. Ek ken 'n teoloog wat anders sê. Hy dit so illustreer. Hy het gesê dis soos ek gaan nou sê bamboes. Hy het 'n sekere soort boom gebruik. Maar jy weet hoe werk daai sekere soort bamboes? Hy loop mos so, nê? En dan kom hier 'n loot uit, dan groei die bamboes daar, dan loop hy weer, dan groei daar weer. Hy sê inspirasie werk so. Hier's die bos, dis die Bybel, bamboesbos, en so al hierdie is geïnspireer, maar dit gaan nog aan. Elke Christen wat nou boeke skryf, is nou geïnspireer deur die Heilige Gees. Dit is nie. As jy sê die preek het my geïnspireer, dis iets anders. Of daai liedjie of daai film het my geïnspireer, dis iets anders. Dis nie wat ons hier bedoel. Maar inspirasie in hierdie sin van die woord, dit gebeur nie meer nie. Daar is nie nuwe boeke wat ons byvoeg nie. En mense skryf nog steeds nuwe boeke van die Bybel nie. Die Bybel alleen is die woord van God. Die Bybel alleen. En dis genoeg vir, vers 16, dis genoeg vir lering of onderrig. En daai beteken nie net onderrig om kopkennis te kry nie. Dit beteken, die Griekse woord daar beteken onderrig om lewens te verander. Dis genoeg daarvoor. Ons het dit. Alles wat ons nodig het, hoe om te lewe as Christene, dis in die Bybel. Deur die kennis van God, sê 2 Petrus 1 vers 3. Dit gaan heeltemal 'n druis in teen wat 'n man lank gelede vir my gesê het. Ek was nog nie eens by hierdie gemeente nie. Ek was by die vorige gemeente. Dis nou 20 jaar gelede of meer. En toe sê die man vir my, hy sê, Iver, dis tyd dat ons predikante ophou om mense te beraad. Ons moet hulle na die professionele mense verwys. Nee, die skrif is genoeg om daai mense te help en hulle te leer hoe wil die Here hê hulle moet lewe. Ons het nie Dr. Phil se life coaching nodig nie. Ons het nie Oprah Winfrey se goeie nodig om vir hom te sê hoe moet ons nou lewe nie. 2 Timoteus 4 vers 2, Timoteus verkondig die woord. Tydig, ontydig, weerlê, bestraf, vermaan met alle lankmoedigheid en lering. Preek die woord. Dit help God se mense. Die Bybel is genoeg. Vers 16 gaan hy aan vir nie net onderrig nie, maar weerlegging en teregwysing. Dit slaan jou eers plat en wys vir jou, dis verkeerd in jou hart, daai ding, en dan tel dit jou weer op en sê, hier's die regte. Dit breek eers die arm en sê, nee, hier's kwaad, of operasie, ons moet hierdie uitsny en regsny, en dan maak dit weer reguit, spalk dit en sê, dis nou die pad wat jy loop. Skrif is genoeg daarvoor ook. Die Heilige Gees kom en hy oortuig van sonde. Die swaard van die Gees sny in die hart en die woord van God skerper as enige twee snydende swaard.
wat deurdring tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en die oorlegginge, die motiewe, die intensies van die hart toets, dit wys dit vir jou. Jy hoor 'n preek en jy dink, dis ek daai. Ja, die Heilige Gees praat met jou. Deur sy woord. En dan stel hy die verkeerde reg. Voorbeeld vir jou gee gou, Arthur Pink, A.W. Pink. Party van julle het daai boekie van hom gelees, God se hand agter alles. Maar A.W. Pink sê, in 1908, hy was deel van die Theosophic Society, spiritisme, en al hierdie demoniese lelike goeters. En een aand, en hy het hoog opgegaan in hierdie beweging, en een aand kom hy by die huis, en sy pa het gedurig met hom oor die woord gepraat. En een aand toe hy by die huis instap, toe sê sy pa vir hom een versie, Spreuke 14 vers 12 of 16:25, selfde. Daar's 'n weg wat reg lyk vir die mens, Arthur, maar die uiteinde daarvan is die paaie van die dood. Hy sê daai ding het hom gepla, vir 3 dae kom hy nie uit sy kamer uit nie. Hy worstel met die Here, dis hy daai. Hy is op die pad van die dood en die Here red hom. Daar's hy. Krag van die woord om te wys dis verkeerd, dis die regte pad. En die Gees verander hom. En dis genoeg vir party van julle wat 'n rebelse kind het. 'n rebelse kind, 'n rebelse kleinkind. Jy weet nie wat gaan van hierdie kind word. Dalk is dit nie eens meer 'n skoolkind of 'n student nie, dalk is dit 'n 40 en 'n 50-jarige, absoluut in opstand teen God. Bid vir daai kind. Bid vir daai persoon. Sê Here, bring u woord. Gebed, die woord en die Gees is genoeg. Daai kind terug te draai na die Here. Die skrif is genoeg vir geestelike opvoeding. In 'n opregte lewe, dis hoe vers 16 eindig, om God se wil te gehoorsaam. Daai woord, wanneer hy praat van onderwysing in die geregtigheid, die ou vertaling, onderwysing, dit is 'n omvattende onderwysing, is 'n omvattende opvoeding om die kind te leer in geheel, of wie ook al te leer en te onderrig, dat jy geestelik volwasse kan word, man. Skrif is genoeg daarvoor. Maar dan moet jy die hele skrif lees. Jy kan nou nie doen wat deesdae populêr is nie. Ons in alle gemeentes, ergens kry jy iemand, hulle wil nou weer Joods wees. Hulle dink jy moet Joods wees, anders kan jy nie Christen wees nie. Hulle wil hulle net die Torah lees, en dis belangriker as die evangelies en enigiets ander. Die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Of nou ander mense, maar hulle lees nie eers die Ou Testament nie. Ek lees net Psalms, Spreuke in die Nuwe Testament. Gee my net daai Gideons Nuwe Testament, dis genoeg vir my. Nee, vers 16 sê, hele skrif is nodig vir daai dinge. Daai praktiese Christelike leefwyse. Die hele skrif. Ek wil jou aanmoedig om The Bible Project. Jy kan dit aanlyn kry. Dan gaan volg jy hulle lees deur die Bybelprogram. Hulle gaan vir jou 'n videoetjie sê en sê lees nou hoofstuk 2 en 3 van Genesis vandag. En dan gee hulle nou vir jou 'n videoetjie om sekere goedjies te verduidelik, baie oulik. Of Robert Murray McCheyne. Hy het so 'n program uitgewerk hoe jy deur die hele Bybel kan lees in 'n jaar. En dan sê hy in die oggend hierdie 2 hoofstukke, vanaand daai 2 hoofstukke. So volg so ietsie en dan bid jy en sê Here, help my om te verstaan. En dan dink jy oor wat jy lees en jy bid, Here, hoe moet ek hierdie gehoorsaam? Hoe moet ek hierdie toepas? Want dan doen jy vers 16. Die skrif is nou nie net vir kopkennis, dit is nou nuttig vir jou lewe. En dan sê ek vir jou, jy gaan wees soos 'n boom wat geplant is langs 'n rivier. En jy soos daai boom, sy blare is altyd groen en hy dra vrugte in sy seisoen. En so sal jy wees. Laastens, nommer 3. Die Bybel is genoeg vir dienswerk, vers 17. So Paulus praat hier van Timoteus, hy sê jy is die mens wat aan God behoort. Eintlik 'n meer letterlike vertaling daar sou wees, die man van God. Of die man wat in diens van God staan, sê party vertalings. Dis maar 'n Ou Testament begrip, nê? Jy het nie Ou Testament aan Samuel, man van God. Moses, hy's 'n man van God. Elia, Elisa, Dawid, die profete, hulle word genoem man van God. Nou dis nie 'n titel in Afrika nie, nê? Jy het al gehoor in 'n Afrika gemeente is, I'm the man of God. Hy verwys na homself so of, oh, great man of God. Noem hom man of God. Nee, hierdie is nie 'n titel nie. Hierdie man van God beteken net dat die Here uit daai man spesiaal geroep vir 'n taak en hom spesiaal afgesonder om 'n groot taak te doen. En nou sê Paulus, Timoteus, jy's in die lyn van daai manne. Jy's 'n man van God. Jy's geroep vir 'n groot taak. 'n Groot taak. En God gee jou al die gereedskap wat nodig is om daai taak te doen. Buiten dit jy die Heilige Gees het en jy is gered, want daarvan ons het klaar gelees. Buiten vir dit, hierdie woord van God. Hierdie Bybel. Dis jou hele toolbox. Daar's Appie, man met die toolbox.
Jy hele gereedskapkas is in die Bybel. Dit is genoeg om hierdie werk te doen wat jy moet. Ek wil vir jou sê, as jy in 'n land ergens in Afrika gaan, en daai predikant het nie opleiding nie, en het nie teologiese handboeke nie, as hy net die Bybel het, is genoeg. As hy net die Bybel het, en hy die Heilige Gees, en daar's ander gelowiges met geestelike gawes, dis genoeg, hy kan sy werk doen. En hy kan mense help om geestelik te groei. Die beste opleiding wat jy kan gee vir predikante, of vir julle manne wat saam preek in hierdie gemeente, die beste opleiding wat ons kan kry, is gee my die Bybel van die oggend tot die aand, totdat jy my met 'n naald prik, en ek is soos John Bunyan, en die Bybelverse loop by my are uit. Jy so vol is van die skrif, dat jy daai skrif vir mense, dis wat ek hou van Master Seminary, John MacArthur se seminarium. Ja, John MacArthur, ek stem nie met hom saam oor alles nie, en hy seker ook nie met my nie, as hy my sou hoor wat ek glo as. Maar ongeag daarvan, wat ek hou van hulle, is hulle gee daai studente nie 'n klomp hierdie teorieë en hierdie liberale ou het dit gesê, nee, hulle gee daai ouens Bybel van oggend tot aand, Bybel, en daai ouens stap daar uit, man, hy's vol van die Bybel van voor tot agter. En dis wat hy vir die mense bring. As 'n predikant, enige prediker, as hy die Bybel afskeep, en hy het nie tyd in die woord nie, en hy het nie tyd vir die woord nie, ek wil jou sê, hy hoort nie in die kansel nie, ek gee nie of hy 6 doktersgrade het nie. Hy hoort nie in die kansel nie. Aan die ander kant, al het jy geen teologiese opleiding nie, soos John Bunyan, soos Charles Spurgeon, soos Martin Lloyd-Jones. Nie een van hulle teologiese opleiding. En ek sê nie teologiese opleiding is onbelangrik nie, maar ek sê net vir jou, daai ouens het dit nie eers nie, maar die skrif lief gehad. Daai manne was lief vir die woord van God, die skrif geken. Hulle bepeinsing die hele dag. So daai ou in die kansel, laat hom los. Laat hom los. En laat hy die gees van die Here vertrou, en jy sien hoe mense se lewens verander. Ons moet die Bybel eet, ons moet die Bybel drink, ons moet die Bybel slaap. En veral as ons mense is wat die woord gaan verkondig. Ek was by 'n konferensie, amper klaar julle, net nog 2 slot illustrasies. Nou, in my notas staan daar slot, ek is nou daar. Maar ek onthou by 'n konferensie, toe leer hierdie ouens hoe om 'n preek voor te berei. En dis nou in 2003, in Polokwane, Shepherd's Conference, die Amerikaanse ou van MacArthur se gemeente. En hy sê, first thing you do, natuurlik het jy tyd in gebed met die Here, you read the passage you are going to preach. You read 3 chapters before and 3 chapters after, 30 to 40 times. En dan gaan hy so deur die stappe en hierdie een ou steek sy hand op. Excuse me, sir. Did you say we must read those chapters 3 or 4 times? Say no, 30 to 40 times. Deur week van die skrif. Ek het die leksheid gehad om dit te doen in my eerste bediening, want ek het nie elke Sondag gepreek nie, ek was 'n jeugleraar. Net lees, selfde teks, oor en oor, tot jy deurdrink word daarmee. Of soos Martin Holt. Ons is by 'n konferensie, paar jaar in 'n ry, en die een konferensie was ek nou nie daar nie, maar toe hoor ek, die mense was so beïndruk, want hulle vra vir Martin Holt, is nou naby die einde van sy lewe. Hulle 3 ouer predikante daar, en die Bab sal hulle ken, en Tannie Nelly is nou nie hier vandag nie, maar Dominique Califorie, en ek dink oom Niels Oosthuizen of Johannes de Predalk, en nou Martin Holt, hulle vra die manne, en hulle by Martin kom, hulle vra, as jy nou jou bediening kon oor hê, wat sê jy anders doen? So ek sou die Bybel meer gelees het. En op daai stadium het hy die Bybel 20 hoofstukke 'n dag gelees. Hy het eers 10 hoofstukke 'n dag, hy het ons uitgedag, studente, ek wil jou dit uitdag, aan die einde van sy lewe op sy begrafnis, toe sê sy kinders, vir die laaste, weet nie, was dit 'n jaar, bietjie korter, bietjie meer, 30 hoofstukke 'n dag in die skrif. En net deurdrink word van die skrif. Luister, as jy moet minder slaap om jou Bybel te lees, doen dit. Dis oor en oor die moeite werd. In John Piper se woorde, master this book, bemeester hierdie boek, en word daardeur bemeester. Here, gee ons meer van U self. Gee ons meer van U woord. Gee ons meer van U Gees, Here. Gee ons meer. En lei ons in die spore van geregtigheid om U naam te ontwil. Amen.